Rusland, Novgorodstreek. Met die eerste oogopslag blyk dat dit 'n verdedigende betonversterking is. Vanuit hierdie hoek lyk die voorwerp baie soos ronde militêre bunker. Maar bunkers word nie van graniet gemaak nie. Dit is 'n groot natuurlike klip. Die klip het 'n baie vreemde vorm. Aan die een kant is dit afgerond. Aan die ander kant het die klip 'n regte hoek. Hier is 'n vliegtuig en hier is 'n vliegtuig. Die vlakke is reguit op mekaar gelê. Die agterkant van die klip het 'n skuinsvorm. En hier is 'n ooglopende hoek. Aan die agterkant is die hoogte van die klip minder. Die bokant is verbasend plat, as 'n platform vir popoptrede. Die plaaslike administrasie het banke vir toeskouers verskaf. Verhoogplatform gemaak van natuurlike graniet. Geen tater kan dit bekostig nie. Die sigbare deel van die klip weeg ongeveer 500 ton. Niemand weet wat die afmetings van die ondergrondse deel van die klip is nie. Ek sal jou die interessantste dinge wys. Die klip is onder grondvlak gelê. Ongeveer 2 meter. Hier is 'n plat grondoppervlak. Die klip lê baie laag, want hier het 'n rivier gevloei. Daar was water om die klip. Hier is die linkeroor van die Aalrivier. Daar is die regte bank. Voorheen was die wateroppervlak op hierdie vlak. Die granietplatform was aan alle kante deur water omring. Hier het baie water gevloei. 'n Plat bodem kom voor wanneer water aanhoudend vloei. Maar vandag is dit droog hier. Daar was lankal geen water nie. Van die groot rivier is omtrent niks oor nie. 'n Baie swak dun stroom. Die wetenskap verduidelik die oorsprong van hierdie klip as ongeluk. Die spel van natuurlike kragte. Maar die klip het 'n baie vreemde vorm. 3 vlakke en regte hoek. Aan hierdie kant is daar byna ewe silinder. 'n Plat bolplatform wat gemaklik is vir mense. Die boonsplatform is net bokant jou watervlak. Dit lyk meer soos 'n struktuur wat iemand gebou het. Gemaak vir 'n spesifieke praktiese taak. Waarskynlik het die doel van die klip met water verband gehou.